vanoggend hier voor u staan. Ons probeer maar gewoonlik dat ons die huwelike mooi hou en reg hou en ek meen naderhand raak mense soos mekaar in die huwelik, soos wat tyd aangaan en dan beïnvloed die een die ander. Maar nou ons visievoorsitter, dis net met kerkgeleenthede dat hy gewoonlik skoene aan het. En daarvoor is ons baie dankbaar, maar vanoggend toe daag sy vrou nou sonder skoene op. So nou weet mens nooit nie, mens het nou gehoop laat sy hom gaan beïnvloed om altyd maar skoene aan te trek, maar nou rebelleer sy en nou trek sy nie meer skoene aan nie. So ek wil nie altyd antwoorde gee vir wat die mense in die gehoor en wat die gemeentelede doen nie. So ek gaan laat sy self verduidelik oor wat het fout gegaan vanoggend. Dankie Frida. Neem net 'n mikrofoon, dat almal jou kan hoor. Oom Edwin sê jy kan gerus by hom kom as daar nood is. Môre julle, soos julle weet of gesien het, was ek laas naweek nie hier nie. Ek was op so 'n kamp waar daar geestelike sprekers was en mense moet maar oppas wat jy partykeer vir die Here vra. Die Saterdagoggend se lesing het gegaan oor laar en dieper. Laar, nederig, dieper, 'n dieper groei, 'n dieper geestelike wortels in jou verhouding met die Here. En dit het daar gebly. En Sondag, se laaste sessie, hulle het altyd so voor 'n lesing het hulle musiek gespeel en ek het gaan sit en ek het my skoene uitgetrek en dit langs my neergesit. En toe ek my skoene so langs my neersit, toe sê die Heilige Gees vir my, ja, hier is jy tussen gemaklike mense, hier sal jy jou skoene uittrek, maar as jy bereid om vir my kaalvoet te gaan loop. En dadelik het die gedagte by my opgekom, nee Here, jy weet ek gaan nie kaalvoet uit die huis uit nie, daai redelinghuis weet ook, as ons dorp toe gaan, skoene aan. Hy sal nou tussen ons geestelike mense en hier sal hy kaalvoet beweeg, maar ek is bietjie, en ek maak toe die kompromie, Here, wat van sonder make-up? Maar ek wil amper sê, daai gedagte het daar gebly. En die spreker het sy lesing gedoen en die heeltyd het dit gevoel is op my gemik. Sondag by die huis gekom en terwyl die spreker dit sy boodskap gee, kom dit by my op, maar as ek vir niemand daarvan sê nie, en ek doen dit nie, gaan niemand mos nou weet nie. En dit kom toe by my op, dat as hy klaar is, moet ek voor daai mense getuig, dan het ek mense wat my verantwoordelik kan neem van, doen ek die stap of doen ek nie die stap nie. En Sondag toe ek by die huis kom, toe besef ek, gats daar kort bestanddeel om Maandag beskuit te gaan bak. En ek vra vir Anton, gaan hy saam? Ja, hy gaan saam, wat hy nou nooit doen nie. Hy trek sy skoene aan, ek sê nou, maar daar sonder my skoene is ek in checkers in. En ek wil sê, ek was nie veel geplan, ek was bewus gaan mense vir my kyk, maar mense, ek is nie 20 meter in checkers in nie. Toe slaan daai koue vloer my van dankbaarheid. Toe kom ek net agter, ja, ons is so gemaklik, ons het so alles, laat ons nie besef die wat kort kom, wat het hulle nie, ons is so van, ons het elke skoen vir elke outfit. En ek het net met my trolley gehardloop, daai vloer was net te koud, en Maandag toe moes ek weer teruggaan, wat ek gerebelleer het, en 'n blessing ontvang. Donderdag is ek dokter toe, kaalvoete, en daar sit 'n dogtertjie, ek skat haar so 5 jaar, en sy het ook nie skoene aan nie, en heel gemaklik, en sy, maar ek kan sien die mense kyk my, maar halfok van, hy voet toch die vrou het seker 'n voetprobleem. En die dogtertjie vra toe vir my, Tannie, hoekom het jy nie skoene aan nie? En ek sê van, nee, laat ek soos jy kan wees, kan word. En ek het gedink, hierdie gaan 'n pad wees van evangelisasie, laat elke ou gaan my vra, kom het jy nie skoene aan nie, en dan kan ek vir hom vra, loop jy pad met die Here? Maar nee, dit het regtig 'n persoonlike groei in 'n pad wat die Here met my loop geword, in plaas van evangelisasie. So ons sal nou maar kyk hoe lank ek nou nog met kaalvoet loop. So, maar ek doen dit vir die Here en ek leer soveel hier uit van dankbaarheid en mense wat seer het en hoe ons net met oogklappe loop. Baie dankie. Anton,
Sy skies nou laat Edwin vir my vra dat ek voete gewas. Dinsdagoggend met my stilte tyd, toe kom dit net by my op van, ons wil partykeer deurbrake in ons lewe hê, ons wil die Here moet deure vir ons oopmaak, maar ons is net bereid om ons make-up af te haal. Ons is nie bereid om ons voete te gaan vuil maak nie. Wat ek daarmee bedoel is, ons is nie werklik bereid om regtig stil te gaan raak by die Here en regtig in ons binnekamer te beklei nie. Ons wil net ons make-up afhaal en dan wil ons aangaan met ons lewe. Dankie Frida. Ons sukkel om vir Jorrie, om hom in skoene in te kry. Dit is gewoonlik 'n gestoei om kerk toe te gaan, dat hy regte skoene moet aantrek. My vrou, ons kan baie geld spaar, hoor. As jy minder skoene aantrek. Dit pas nou so mooi in by vanoggend se boodskap. Want vanoggend se tema is lei my Here, wat 'n noodroep is, wat 'n uitroep is. Nie Here lei my om die uitdagings van hierdie lewe te trotseer en Here lei my dat ek net voorspoedig kan wees nie. Want dis gewoonlik waarop al die fokus gewoonlik is. As die finansies begin knyp en die finansies is min, dan roep ons vinnig tot die Here. En die Bybel loop oor van dit, van voorbeelde van mense. Die Rigtertydperk byvoorbeeld, die hele boek wat daaraan gewy word. Here, dit gaan sleg met ons. Here, help ons nou. 'n Uitroep, 'n noodroep. Dan kom help die Here stuur vir hulle 'n rigter, die Here stuur vir hulle iemand om hulle die rigting aan te dui. En dan is hulle weer, hulle dien die Here met oorgawe. Maar sodra dit goed gaan, alle respek, Here, nou het ons nie meer nodig nie, nou kan ons weer. Ons is nou weer op die plek wat ons nou in beheer voel. En dis waar ons partykeer die ding mis. En soos met Frida, die getuienis, dan voel ons, Here, ek het hierdie begeerte, maar Here, nou maak ek kompromieë. Maar Here, kan ek nie maar net dit nie? Kan ek nie maar net iets anders te nie? En ek meen, dit wat Frida nou sê, ander mense kan dan miskien snaaks aankyk en sê, ag, shame die arme vrou. Frida, ek het nou iemand in die Spar gesien, 'n man met sonder skoene, maar sy sole is so swart, ek tog dierbaarheid. Het hy nie net plakkies by die huis of iets nie? Want ek meen, kyk hoe lyk sy voete. En dit was my eerste gedagte van hierdie persoon sonder skoene. Maar ek meen, elke ou het 'n opinie oor as hy jou raak sien. Maar dit wat dit vir haar persoonlik doen, om net gehoorsaam aan die Here te wees, wat daai dieper verhouding met die Here bewerkstellig, deur eenvoudig net sonder skoene te wees. So mag dit ons elkeen se begeerte vanoggend wees. Here, laat U my sal wys. Nie, Here, praat met hierdie persoon en Here, ek dink regtig daai persoon het U nodig. Here, U moet bietjie met daardie persoon gesels nie. Ek kry baie kere versoeke en oproepe en alles. Dominee, moet asseblief hierdie persoon gaan besoek. Dan vra ek net, het hierdie persoon gevra ek moet hulle kom besoek? Nee, maar Here, Dominee, hierdie persoon dien nie die Here nie. Hy sal soveel jare is hy al in ons familie en hy sal so oud en alles en hy gaan nooit kerk toe nie. Ek dink jy moet hom bietjie gaan besoek want hy lê nou in die hospitaal. Maar persoonlik is daar nog steeds nie 'n begeerte na die Here nie. Maar Here, wat wil U vir my sê? Moet ons begeerte wees. Nie, Here, praat met hierdie persoon en gaan praat met daai persoon wat my opinie U nodig het nie. Here, leer my iets in hierdie oggend. So mag dit ons elkeen se begeerte wees in hierdie oggend. Goed, vriende, afkondigings namens die Heerware Kerk vanoggend ons erediens. Ons gaan saam lees uit Psalm 25 as jy so lank wil naslaan en dan open die skole weer vir die tweede kwartaal Dinsdagoggend, maar daar was nou weer 'n verskywing by die skoolkwartale. Jy het weer 'n ekstra week vakansie van die lang naweke. Ek sien die departement het dit net aangekondig, so ek is nie heeltemal seker nie, maar ergens gaan julle kinders weer by die huis wees vir 'n week, nog 'n vakansietjie ingewerk. So Woensdagoggend bidtuur by Tannie Rita Brinkman 09:30 en dan die aand bidtuur om 6:30 hier by die gemeente in die kerk. Donderdag aand aanlyn bidtuur van 7:00 tot 8:00 en dan volgende Sondag al die dames asseblief, CVV vergadering direk na die erediens. So help asseblief as jy enige gedagtes het, begeertes het, drome het vir die CVV, behoeftes het,
wat jy graag wil hê die kerk moet jou mee help, praat asseblief voor die tyd met Jana, sodat hulle dan net op die agenda kan plaas, sodat hulle dan in die vergadering dan ook kan bespreek. So help ons asseblief, sodat ons dan ook so die CVV dan kan bestuur. So stuur maar gerus, as daar enigiets op die hart is, stuur vir haar, sodat ons dit in die vergadering dan ook dan so kan hanteer. Direk na die CVV vergadering, is dan ook 'n kinderbediening personeel vergadering. 17 tot 21 April, Eden Paaskonferensie, wat dan oor die lang naweke val, heerlike geleentheid vir mense wat nog 'n vaste betrekking het, wat werk het, so dit is in die lang naweek, jy hoef nie eens verlof in te sit nie, jy kan die besprekings doen, daar is 'n nommer daar, en dan 18 April het ons goeie Vrydag erediens, vroeg die oggend 8:00 hier, en dan gaan ons ook uit Handelinge 4 vers 10 die woord bedien, 20ste April Paasondag, gewone erediens, Handelinge 4 vers 16 by die geleentheid, en dan 25 tot 27 April is daar 'n jeugkamp by Eden. Daar is nou al so ongeveer 5 kinders wat na die jeugkamp toe wil gaan, so die ooreenkoms wat ons met die ouers gemaak het, want daar is nou 'n klompie skool uitstappies, toere en so meer reeds gewees, en dan kom nog toere wat dan weer later in die jaar met die Julie vakansie is, so ons wil baie graag die kinders die geleentheid gee, maar gewoonlik vir die ouers is dit maar wat van die finansies, so ons wil hê die kinders moet gaan, sonder dat die ouers iets gaan kos. So ons wil asseblief 'n beroep doen, dit kos R500 per kind, en dan moet dan nou, ons probeer nou 'n groter voertuig as 'n gewone voertuig kry, want is nou die 5 kinders plus die bestuurder, so is klas 6 mense, wat nie in 'n gewone voertuig gaan pas nie. So help ons asseblief, ons moet nou allerhande ander planne maak, maar as dit 'n begeerte in jou hart is om 'n donasie te maak, maak dan net 'n inbetaling na die kerk, die bankbesonderhede is op die afkondigings, en dan sê jy maar net jeug. En dan sal ons dit so allokeer en so gebruik, sodat ons dan vir daai kinders die geleentheid kan gee, om dan te kan gaan na die jeugkamp toe. So help ons asseblief daarmee dan ook. Dan, die 18de Mei, kom Dominee Johnny Gates met ons gesels. Dominee Johnny Gates het 'n baie interessante verlede. Hy is onder andere 'n prokureur, hy is onder andere is hy ook 'n CA, hy's 'n rekenmeester ook gewees in sy lewe al. So hy is in beheer nou van die kerkkantoor en die finansies van die kerk en die strukture en alles. So baie kere dan wonder ons, wat gebeur met 'n kerk se finansies? Die Here sê van my, ek moet my 10de vir die gemeente gee. Maar wat doen die gemeente? Wat is die gemeente se verantwoordelikheid dan met die geld wat ek aan hulle toevertrou? So die beste persoon wat ons toe aan gedink het, is om vir Dominee Johnny Gates te vra, om dan so daardie sonnaandoggend, hy gaan eers die woord aan ons bedien, en dan gaan hy ook 'n heerlike gesprek hê. So as daar enige finansiële vrae is, stuur dit so lank vir my, ek kan dit aanstuur vir hom, sodat hy dan net ook dan die vrae kan voorberei, maar dan gaan 'n heerlike gesprek dan wees oor kerklike finansies en die bestuur daarvan, om die Here ook daardeur te eer. So dit is die 18de Mei. En dan 28 Junie tot 3 Julie is dit die Lofdal konferensie, en dan kan jy so lank ook bespreek by mevrou Elise Lion. Ongelukkig die behuisingkies, die kamers wat daar is en so meer, is reeds vol bespreek, as daar reeds 'n waglys vir mense sou hierdie kanselleer, so jy kan nog steeds u naam op 'n waglys sit, maar daar is nie 'n beperking op die karavane en tente en so meer nie. So as jy nog steeds wil gaan en jy wil gaan kampeer, gee net vir hulle kennis, sodat hulle dan net die getalle kan byhou, maar dan kan u dan so lank daarvoor ook bespreek. Dan vir ons voorbereiding vir die inhoud van ons gebedsbak, vir ons gesinne, vir ons huwelike, vir ons kinders, dan ook vir Rosaan Stein, vir Klein Martin Du Plessis, dan die Ethel Becker, Wanda Viljoen, Nadine Boshoff, dan die Ria Roos, oom Japie Legrandsie, oom Johan Schreder, Abri Lombard, dan die Anna Lombard, vir Len van Pletsen, en dan ook vir tannie Johanna Lambrecht, waarvoor ons almal gebede vra. Elkeen van hulle was in die hospitaal, is nie meer in die hospitaal nie, is ontslaan, is miskien nog steeds in die hospitaal, het watter siekte toestand, watter uitdagings ook al, so kom ons bid saam as gemeente, dat die Here ook dan so sal deurdra en sal aanraak, en dat die Here ook sal voorsien in elke behoefte wat daar mag wees. Dan die 2 verjaarsdae, wat in die week wat voor lê, Psalm 118 vers 14 sê, die Here is my sterkte en my psalm, en hy het my tot heil geword. So mag dit dan so die Here jou sterkte en jou psalm wees, vir die 2 wat verjaar, vir die 8ste is dit Abri Lombard wat verjaar, en die 12de is dit Johan Seiros wat verjaar. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. Here, vandag is dit vir ons 'n voorreg om hier in u teenwoordigheid te kan wees. Dankie Here vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie Here dat u ons God is. Here, dankie dat ons dan so, Here, in gehoorsaamheid, Here, u kan volg.
Here, U kan eer, U kan dien met ons feilbare lewens. En daarom, Here, dankie dat U dan so ons kom, Here, ophef. Here, ons kom bekragtig. Dit vir ons moontlik maak, Here, om U te kan eer. En daarom, Here, is dit al begeerd wat ons het in ons lewens, dat ons U sal eer in alles wat ons doen, dat ons U naam sal verheerlik. En daarom, Here, ongeag wat die omstandighede is, ongeag, Here, wat ons tydelike behoeftes is, dankie, Here, dat U ons as swakke mens behulp is. Here, dat U ons kom help, dat U ons kom versterk, dat U ons dan so, Here, in U, Here, kom vorm, dat U dan so, Here, in ons lewens betrokke is. Daarom, Here, is ons in hierdie oggend hier saam, omdat, Here, ons eie feilbaarheid besef, Here, ons eie ontoereikendheid, Here, die probleme wat ons ervaar, wat vir ons soos berge is, Here, ons vra, dat U ons sal help, dat U ons sal oordek met U liefde, Here, dat U ons sal lei, en Here, dit is 'n noodroep uit ons harte uit, dat U ons sal help. Here, ons slaan ons oop na die berge, waar is ons hulp vandaan? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie vriende kan weer die sitplekke inneem. Ek wil u nooi om saam met my te blaai in Psalm in die Bybel na Psalm hoofstuk 25 en ons gaan die Psalm met mekaar saam lees. Die opskrifie, vergewing en bewaring, dis 'n Psalm wat Dawid vir ons opgeteken het. Ek gaan nou nie, jy sal nou sien, elke versie begin met Alef, Bet, Gimel, Dalet, Jet, dis die Hebreëse alfabet, dit was maar die indeling van daardie tyd gewees, vers 1, 2 en 3 en so meer. So ek gaan nou nie heeltyd die Hebreëse alfabet saam met dit lees nie. 'n Psalm van Dawid. Tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Here, maak my U weë bekend. Leer my U paaie. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertieren, Here, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei en in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Aanskou my elende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Vriende, as jy die woord saamgebring het, moet jy nie toemaak nie, ons gaan maar deur die tyd van die boodskap, gaan ons heeltyd terugverwys na die skrifgedeelte. Ons tema, lei my Here. En dit is 'n noodroep.
Dis nie van lei my Here sodat ek dan net hierdie probleme wat ek het, sodat ek net in groen weivelde kan wees. Dis nie die beklemming in die hart van Dawid gewees, sodat hy net vra, Here, ek wil net voorspoed hê nie. Dis nie waaroor hierdie uitroep van Dawid gaan nie. Dit gaan juis oor 'n besef van die omstandighede wat my eie lewe in is. En dis hoe ek gesê het, ons gaan later weer terug verwys na Frida se getuienis, wat sy nie voor die tyd vir my gesê het nie, en ek het ook nie geweet wat sy wil sê nie. Dit gaan juis oor, as ek sê, lei my Here, is dit hierdie noodroep in my eie hart, waar ek sê, Here, ek is afhanklik van U. Here, daarom, U die pottebakker, ek die klei, kom vorm in my lewe. Wat vir my baie interessant is, en ons as huisgesin is besig om deur Josua te lees met ons huisgodsdiens. In die tyd van Josua dan lees ons nou van 'n man met die naam van Agan, wat gesondig het voor die Here, wat in teenstelling met dit wat die Here hulle beveel het, opgetree het, omdat daar 'n begeerte, omdat daar 'n welis in sy lewe was na aardse rykdom, en hy het geneem van die banvloek, hy het onder sy tent geplaas, en daar is 'n vloek oor die volk gewees, in die tyd wat daar die bangoed in hulle besit was, en die hele volk het 'n neerlaag gelei, talle het gesterf, en die Here kom sê vir hulle, dit sal so met julle gaan, totdat die ban uit julle midde uit is. En Agan word aangewys, en Agan word gestraf, maar nie net Agan nie, Agan se vrou, Agan se kinders, Agan se slawe, Agan se vee, Agan se besitting, sy tent, alles word vernietig, word onder die ban gebring. So met ander woorde, die sonde van die vader het besoek aan die kinders, en aan alles wat aan Agan behoort het. Daarom besef ek, die rol wat my lewe het, die invloed wat my lewe het, die verantwoordelikheid wat ek het met die lewe wat die Here in sy genade aan my geskenk het, waar ek dan so in 'n diepe afhanklikheid gehoorsaam aan die Here moet wees. En omdat ons so in 'n uitdagende tyd leef, besef ek het die leiding van die Here nodig, sodat ek die regte besluite in my lewe kan neem. As jy verder in Josua lees, dan hoor u hoe word die verskillende landgebiede ingeneem deur die volk Israel, wat die Here al jare gelede vir hulle gegee het in 'n belofte. En elke konings heerskappy wat ingeneem word met die banvloek getref. Almal word voor die voet gedood in die steur wat hulle inneem. Dan klink dit baie wreed. Dan klink dit, maar Here, dis mense wat deur u geskape is. Dis die enigste manier hoe mens gebore word. Dat God hulle gevorm het. Maar daardie mense het 'n keuse gemaak om God nie te dien nie. Het 'n keuse gemaak om te rebelleer teen die genade van die Here. En daarom het die Here hulle verdelg. Daarom het die Here telkens die volk gewaarsku, moenie gemeenskap hê met hulle wat die Here nie dien nie. Want hulle gaan jou aftrek van die Here af. Hulle gaan jou wegneem. So daarom en ek wil dit in 'n mooi sin gebruik, die jaloersheid van God, wat hy oor sy eiendom, oor sy mense het, wat God jou wil beskerm. Dit is maar amper soos ouers, as ons dit nou probeer verduidelik in ons tydelike sin, waar ouers wil hê, my kinders moet goeie vriende hê, moet goeie maats hê, wat 'n goeie invloed op hulle lewens het, en my kinders moet 'n goeie invloed hê op ander kinders se lewens. Dis ons begeerte. Nie een van ons wil hê, ons kinders moet 'n klomp slegte maats hê, en 'n slegte lewe lei, en wegdwaal van die Here af nie. Dis ons begeerte, dat ons kinders die Here sal dien. Maar daarom, terwyl ons hier is, lei my Here. En dit gaan nou nie eers oor, Here lei my kind, Here help my kind, wees my kind genadig, Here gee dan so dat my kind U sal dien nie. Dit gaan oor wat gaan aan in my hart, in my lewe. En nie een van ons is te klein om hierdie woord toe te pas nie. Daarom van jong tot oud, maak nie saak hoe oud nie, is dit toepaslik op ons lewens. As ek hierdie noodroep kom uitroep na die Here, dat die Here my moet lei.
Die eerste vraag, en ons gaan net 2 vrae vir mekaar vra. Die eerste vraag, is die leiding van die Here noodsaaklik? Is dit regtig nodig vir my om te vra, Here, lei my? En nou wil ek juist terug weer verwys na 'n Rigtertydperk. Dit gaan nou nie oor, Here, dit gaan nou sleg met my lewe. Here, alles is in chaos. Here, ek weet nie meer vorentoe of agtertoe nie. Daarom, Here, hoor nou my uitroep. Here, lei my nou. Dit gaan nie daaroor nie. Want dan is my perspektief net, ek soek tydelike verligting. Ek wil net bevryding hê van hierdie omstandighede wat ek nou beleef. En dan die probleem is, sodra hierdie omstandighede nie daar is nie, dan het ek mos nie meer die Here nodig nie. Dawid kom vir 'n woord, die uitroep wat hy in sy hart gehad het, om die leiding van die Here. En hy noem vir ons 3 weë, 3 paaie, wat my lewe op moontlik kan wees. Hy praat van die eerste, en hy verwys in Psalm 25 vers 1 tot 3. Ek wil dit weer aan die voorhou. Tot U, o Here, hef ek my siel op, my God, op U vertrou ek, laat my nie beskaam staan nie. Laat my, en dan praat hy van, laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Met ander woorde, hy praat en hy verwys hier na die vyande, en hy praat oor die wat trouweloos handel. Met ander woorde, daar is egbreek in hierdie verhouding met die Here. Daar's nie 'n opregtheid om na die wil van die Here te lewe in hulle lewe nie. En dan ook die vyande. En almal van ons is bewus van vyande. Almal van ons is bewus van mense wat trouweloos handel in ons lewens. En nou sê Dawid, Here, ek wil nie wees soos hulle nie. Here, bewaar my. Maar hulle is teenwoordig. Daar is mense wat na my neerlaag soek. Daar is wat sê, Here, ek moet soos Job uitroep en nie vloek oor dit wat gebeur in my lewe. Daar is van hulle wat sê, van dit wat in my lewe gebeur, is 'n bewys van dat die Here nie teenwoordig in my lewe is nie. Daarom, Here, handel hulle trouweloos teenoor U en teenoor my. En daarom, Here, bewaar my. Bewaar my hart, dat my hart nie sal afwyk na die vyande nie. Dat ek nou ook sal reageer, omdat hulle so reageer nie. Daarom, ek het 'n verantwoordelikheid voor die Here. Maak nie saak wat die vyande doen nie. Maak nie saak wat die wêreld doen nie. Maak nie saak wat hulle van wie sê nie. Maak nie saak hoe hulle jou te nakom, hoe trouweloos hulle wil handel, om jou dan weg van die Here af te neem nie. Ongeag almal se optrede. Here, ek is verantwoordelik vir my optrede. En dis al wat in my hande is hoe ek reageer. Daarom, Here, help my met die vyande. Help my dat, ek wil 'n Afrikaanse spreekwoord gebruik, dat dit soos water op 'n se rug sal wees, dat dit net sal afrol. Maar dan besef ons is mens. Ander se woorde, ander se opinies, ander se optredes maak seer in ons harte. Dit maak teleurstellings, dit maak hartseer. Dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil nie onmin in die lewe saai nie. Maar dit is ongelukkig een van die realiteite wat ons nie verby gaan kom nie. Daarom, Here, bewaar my hart. Dis al wat ek kan vra, Here. Dat U my sal help, dat my hart, Here, aan U toegewys sal wees. Dat ek ongeag wat ook al, dat ek met verantwoordelikheid voor U kan staan, dat ek met vrymoedigheid verslag kan doen van my lewe. Here, alles wat ek in my lewe doen ek asof ek dit vir U doen. Daarom, Here, help my met hierdie pad wat ons lewens op is. Nou in teenstelling met die vyande se pad en die wat ontrou is, nou verwys Dawid in vers 4 en 5 na God se pad. Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. En hierdie is my so 'n mooi bewoording van God se heiligheid. So met ander woorde, ek praat oor die vyande en ek praat oor dit wat in die lewe aangaan.
En dadelik dan praat ek oor God se heiligheid, God se betrokkenheid, God se liefde vir ons as mens. En dan besef ek dat God self, Jesus Christus, was nie hiervan gevrywaar nie. Het ook hierdie uitdagings beleef in sy lewe hier op aarde. En desnieteenstaande van hierdie uitdagings, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nog steeds die liefde van God uitgeleef. En dan besef ek, hierdie God is die God wat ek lief het. Hierdie God is die God wat my eerste lief gehad het. En daarom, omdat God selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar omdat hy my so lief het, het hy hierdie potensiaal in my lewe raak gesien, wat hy my wil vorm, want hy is die pottebakker. En daarom, Here, leer my u waarheid. Paulus skryf vir Timoteus, in 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif is vir ons ingegee, en is vir ons nuttig. Dit is tot ons voordeel, as ons dit toepas in ons lewens. En dan sê hy onder andere vir Timoteus, dis nuttig tot lering. En dan sê hy vir hom in vers 17, sodat die mens volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So dit gaan nie oor, die Here los my sonder antwoorde. Die Here los my nou net, sodat ek nou maar net self moet sukkel nie. Die Here se belofte is volkome toerusting, sodat ek hierdie lewe kan aanpak, met die sekerheid dat God met my is, elke tree wat ons gee. Maar nou die probleem. Ons vergeet partykeer God se pad. Die rede hiervoor, ons as mens, dink waantoe ons op pad is. Ons as mens, is mos slim. Die Here gee vir die volk, met die intrek in die beloofde land, gee vir Josua 'n opdrag, dat die verbondsark moet verby beweeg, en soos wat die verbondsark verby beweeg, moet die stamme opstaan, moet die stamme in lyn val, moet die stamme volg. Maar, gee 'n afstand van die verbondsark na julle, sodat julle die verbondsark in die oog kan hou, om te sien die pad waarlangs julle moet gaan. Weet jy hoe interessant is dit, as jy as 'n groep loop, en iemand loop voor wat nie weet waantoe hulle op pad is nie, en dan draai hulle, en waantoe gaan ons nou? En dan moet ons so heen en weer loop, om nou te hoor waantoe gaan ons. In plaas van 'n tree terug te neem, God toe te laat, om voor te loop, en dat ek as mens, God dan kan volg, wat die regte ding is om te doen. Ek weet ons dink nou, dit is nou 'n bietjie nie prakties nie, want hoe doen ons nou dit? Maar vertrou ons die Here vir wat ons nodig het? Bid ons vir die Here, om ons te lei, om ons te bewaar? Hoor ons, dit wat Frida gesê het, hoor ons die echo van God se stem in ons lewens? Hoor ons die inwerking van die Here? Here, leer my. Here, U is die leermeester, ek is daarom die leerling. Ek weet nie hoe nie, Here, U moet my leer wat om te doen. En nou kom ons by die pad wat ek kies. Vers 6 en vers 7. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertieren, Here, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, Here. Dis my mooi as Dawid eers sê, Here, ek herinner net aan U barmhartighede en Here, ek herinner net eers aan U goedertierenheid. En daarna dan sê ek, Here, moenie aan my sondes dink nie. Ek wil eers die Here herinner van sy liefde, van sy vergifnis. Die tyd waarin ons leef, is vir my 'n bose tyd. 'n Tyd wat ek
die Here maak wie ek wil hê die Here moet wees. Waar ek kompromieë maak met een of ander redenasie wat ek het oor wat ek dink van die Here. Want die Here is mos liefde. Die Here is mos vergifnis. Maar weet jy wat het die liefde van die Here gekos? Sy enige gebore seun. Wat hy vir ons moet laat mens word het. Sodat ons as mens hom kan doodmaak. Sodat hy vir ons 'n vloek kon word. Sodat hy in ons plek ons sondes kan dra. En dan hou ons aan met ons sondes. En ek praat nie van moordpleeg en goeders nie. Ek meen dit is sonde. Maar dien ek die Here? Eer ek die Here met my lewe? En ek wil baie keer dan wil ek sommer neig my eie lewe as voorbeeld neem. Baie keer is daar opinies wat in mense wat ontrou teenoor Here is, wat self skuldig is oor iets en dan wil vinnig vinger wys na ander mense. Ek kan nie eens optree wat die kerklike publiek dink reg en nie reg is nie. Want dis nie die maatstaf nie. God is die maatstaf. Ek moet God eer met my hele lewe. En daarom, Here, kom wys vir my wat ek moet doen. Ek is jammer as ek weer vir Frida hou as voorbeeld. Die Heilige Gees maak iets wakker in Frida, sodat die Heilige Gees haar iets kan leer. Here, dis Sondagoggend. Here, die mense gaan my snaaks aankyk as ek sonder skoene by die kerk opdag. Checkers is miskien nog, die vrou was seker nie daarstig gewees of wat ook al gewees. So, sy het na Makalvoet Checkers toe gegaan. Maar hoekom nie sonder skoene kerk toe? 'n Volwasse vrou. Here, verskoon my. Ek gaan nie laat die mense my snaaks aankyk nie. Ek gaan eerder net skoene aantrek, sodat hulle nie hoef te skinder oor my nie. Vir ons sou dit aanvaarbaar gewees het. Dit sou vir ons reg gewees het. Kan ons self sê, dit sou vir ons respekvol gewees het as sy skoene aangehad het. Maar nou durf sy sonder skoene opdaag by die kerk, omdat die Here dit in haar hart werk. So dit gaan nie oor ons opinie nie. Maar vir Frida sou dit sonde gewees het, as sy met skoene opgedaag het. Want dan was sy ongehoorsaam voor die Here. U hoor wat ek sê? Ek praat nie oor vloek, leeg en steel en al die gewone sondes nie. Ek praat oor dit wat die Here in my hart wakker maak. En wat ek die Here beloof in my hart. En dan maar terwille van mense 'n ander paadjie neem. En dan is ek ontrou teenoor die Here en ek sondig teenoor die Here. Ek het die Here se leiding nodig. Here, lei my. Daar's 'n oorweldigende teenwoordigheid van vyande. Die Here wat ons dien is absoluut heilig. En ek besef my eie onkunde. Ek besef my eie hulpeloosheid. Ek besef my eie feilbaarheid. Daarom, Here, help my. Psalm 31 vers 4 sê, want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil, sal U my lei en my bestuur. Nie terwille van, sodat jy gemaklik kan lewe, en sodat jy 'n lekker lewe kan hê nie. Terwille van U naam, Here, lewe ek hierdie lewe ten volle. Nou die vraag, hoe lei die Here ons? Die leiding van God is vir God so kardinaal van belang, dat God die leiding wat hy vir ons as mens kom gee, nie opdra aan engele, en dit vir hulle sê, dis julle opdrag om die mense te lei nie. Maar God ag dit so belangrik, dat God drie-enig betrokke is in ons leiding. Psalm 43 vers 3 sê,
Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat dit my bring na u heilige berg en na u woninge. U lig, die woord van God, Jesus Christus, sy waarheid, sy getuienis in my hart. Laat die lig van Jesus Christus, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Laat dit teenwoordig wees in my lewe. Laat dit weerklank vind in my hart. Deur die inwoning, die voorreg wat ons het, deur die inwoning van die Heilige Gees in my lewe, sodat ek u waarheid sal volg. En die doel daarvan, laat dit my na God toe neem. Laat dit my bring na u heilige berg en na u woninge. En dan dink ek aan Moses. Trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Die teenwoordigheid van God. Daar's nie 'n maar nie. Daar's nie 'n ander opsie nie. Ek wil hê jy moet saam met my die woord van die Here oopmaak, Psalm 25. Hoe lei die Here ons? En ek wil begin met my verantwoordelikheid. Dawid begin hierdie psalm en nou skuif hy eers, maar hoor nou die goedheid van die Here, hoor wat die Here vir jou kan doen nie. Hy begin en hy maak my en jou verantwoordelikheid vas in ons harte. Vers 1. Tot u, Heer, o Here, hef ek my siel op. Here, tot u hef ek my siel op. Tot u, Here, kom spreek ek my vertroue uit. Here, my verantwoordelikheid is om 'n verhouding met dit wat u van my wil hê. Here, om daardie liefde van u te beantwoord met my hele lewe. Daarom, dis nie net die Here gee net en ek het geen verantwoordelikheid nie. Ek kan niks doen om dit te verdien nie. Maar uit dankbaarheid vir wat God is en vir wie God is en wat God in ons lewens wil kom bewerkstellig. Here, tot u hef ek my siel op. My siel, dit wat onsterflik van my is. Dit is my baie interessant. Daar's godsdienste. Ek wil nie sê dis godsdienste nie. Ek wil ook nie sê dis kerke nie. Daar is, ek weet nie hoe anders om daarna te verwys, maar as kerke wat sê dat my vlees is sonde. Ons sê dit ook. Maar nou, as ek vloek, as ek steel, as ek watter sonde denkbaar ook al doen, is nie my siel wat dit doen nie, dis my vlees wat dit doen. So dis nie ek wat dit doen nie. Dis die stoffelikheid wat dit doen. Dit verbaas my oor hoe mense hulle oortuig van om sonde te doen. Van, ek kan eintlik maar enigiets doen, want dit is eintlik maar net my liggaam, dis nie die vleis wat dit doen, as ek iets verkeerd doen. Dis maar net my lippe wat verkeerde woorde sê, wat vloek en skel en wat ook al doen. Dis nie ek wat dit doen nie, dis die liggaam wat dit doen, wat sterflik is, wat stoflik is, wat nie hemel toe gaan nie. Here, tot u hef ek my siel op. Dit wat in beheer is van hierdie liggaam, wat maak dat hierdie liggaam woorde kan spreek om u te eer, wat maak dat hierdie liggaam dinge kan doen, sodat God daardeur verheerlik kan word. Ek is in beheer van my lewe. Vers 3. Ja, almal wat u verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan, wat troueloos handel sonder oorsaak. Met ander woorde, nou sê Dawid, ek het 'n verantwoordelikheid, ek moet my siel ophef tot die Here. Ek moet 'n verwagting, sê vers 3, uitspreek van die Here. Maar die, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Maar die wat op die Here wag, en dit is my en jou verantwoordelikheid. Omdat daai wag is nie agteroor sit en nou wag ons dat daar iets moet gebeur ergens nie. Die bedoeling van die woord is soos 'n vrou wat in barensnood is.
waar die kind enige oomblik die lig kan sien, enige oomblik gebore kan word. Met ander woorde, dis daar 'n intense wagtyd, wat dit moet nou gebeur. Dis hoe ek wag op die Here se teenwoordigheid in my lewe. 'n Intense afhanklikheid van die Here. En daarom, omdat ons swak, omdat ons feilbaar is, omdat ons nie weet wat in die toekoms aangaan nie. Vers 4, Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. En dan sê hy vers 5, hy praat van lei my Here, leer my Here. So met ander woorde, Here, ek as mens wil U volg. Ek as mens wil tree vir tree in U voetspore volg, soos wat U my dit verwag. Here, ek as mens is bereid om alles op die spel te plaas in my hele lewe. Here, net so lank ek in U voetspore bly. Lei my, Here, leer my. En dan hierdie herinnering, vers 6. Die Here lei in sy barmhartigheid. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertieren, Here, want die is van ewigheid af. Ek verdien nie barmhartigheid nie. Barmhartigheid is iets wat aan my gegee word, wat ek nie verdien nie. Here, leer my, lei my, Here, gee dat ek my siel tot U sal verhef, dat ek tot U sal oprig. Here, gee dat ek elke dag vertroue in U sal hê. Here, maar ek weet ek het nie elke dag reg nie. En daarom, Here, dankie vir U barmhartighede. Dankie vir U goedertierenheid in my lewe. Nie, Here, U verstaan my as mens en daarom, jy kan maar bietjie sonde ook doen, want ek verstaan jou as mens. Daar's nie 'n kompromie nie. Daar's vergifnis vir dit. Want daarom, Here, rig ek my siel op tot U, omdat ek besef ek is swak, omdat ek besef ek doen sonde. Daarom, Here, rig ek my lewe tot U met 'n verwagting, God se teenwoordigheid, om my te help met dit waarmee ek sukkel, om die Here te kan eer in my lewe. Daarom, Here, vers 7, dink nie aan die sondes van my jonkheid. En hier is my nogal mooi as hulle sê, dink nie aan die sondes van my jonkheid. Here, toe ek nog roekeloos en dom was nie. Die meeste van ons is volwasse. Here, dink nie aan toe ek nog dom was nie. Maar nou, Here, is ek volwasse nie. Ek besef my verantwoordelikheid. En die Here gee die belofte. Hy werp ons sondes in die diepte van die see, en hy dink nooit weer aan. Verwyder dit van ons af, so ver as die ooste van die weste af is. En hy dink nooit weer daaraan nie. Maar beteken dit nou, ek kan maar aangaan? Ek kan maar aanhou? Want die Here is mos nou goedertieren, die Here is mos nou getrou, die Here is mos nou barmhartig oor my. So nou kan ek maar as mens roekeloos voortlewe. Daar kom 'n dag wat ek voor die Here moet staan en wat ek verslag moet doen van my lewe. Nie my ma nie, nie my pa nie, nie my vrou nie, nie my man nie, nie my kinders nie. Ek alleen. Dit maak nie saak of jy skaam is of nie skaam is nie. Jy gaan so voor die Here staan. Jy alleen. Met al jou sondes ontbloot. En die Here weet ongelukkig van alles. Al weet niemand anders daarvan nie. Weet God daarvan. En dan gaan God jou vra, wat het jy met my genade gedoen? Here, ek het net roekeloos aangegaan. Here, ek kon nie anders doen nie, ek het nie ander keuse gehad nie. Here, ek het nie gedink dit maak saak nie. En ek dink in my gees, al wat God gaan sê, maar Jesus. Jesus het in jou plek kom sterf. Jesus het dit vir jou moontlik gemaak, om die Here te kan eer met jou lewe. Hy het al jou sondes weggeneem, maar steeds het jy gekies om te sondig. Die bloed van Jesus Christus
maak ons vry. Maar ek besluit om gebonde te bly. En nie die bevryding van die Here aan te neem nie. Vers 8. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Die Here se goedheid is oor my. En hy reik uit na my om my swakheid te hulp te wees. En die Here gee ons sy vergifnis. 'n bevestiging van ek kan die Here eer met my lewe. Vers 11 wil ek ook uitlig. Om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Ek bid en ek vra dat die Here my sal help. Hy bid verder, hy sê, om u naam ontwil. Here, laat u wil geskied. En dan moet ek myself vra, is dit wat ek afvra? Gaan my lewe, Here, om u naam ontwil? Here, is my begeerte, laat u wil in my lewe geskied? Of het ek 'n klomp voorwaardes en 'n klomp dinge wat die Here aangehoor moet gee, sodat ek en hy 'n verhouding kan hê? Met alle respek gesê, dis nie wat die Here sê nie. Die Here het ons elkeen gemaak met 'n potensiaal, met 'n droom in sy vaderhart, van wat die Here in ons lewens wil kom bereik. En dan dink ek nie is belangrik nie. Dan besef ek net weer, maak nie saak wat die Here van my vra nie. Dan vra Dawid, vers 12, hy sê, vrees jy die Here? Of vrees ek mense? Vrees ek mense se opinies? Vrees ek dit wat hulle van my gaan sê? Dit wat hulle reeds oor my sê? Of vrees ek God? Ek vrees God. Want wat kan 'n mens my aandoen? Hy kan my vlees doodmaak, hy kan doen wat hulle wil. Hulle kan my nie eens beïnvloed nie. Want dis wat die Here van my sê. Dat ek met die Here vrees. Met my hele lewe. Omdat hy die skepper van hemel en aarde is. Nie vrees, bang wees nie. Maar omdat God so heilig is. Omdat God so duur vir my lewe betaal het. Is die lewe van dankbaarheid wat ek kom leef. En nou, wat vir my mooi is in die slotrede van Dawid se Psalm. Hy sê in vers 21, bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by u skuil ek. Vers 21, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Hy verwys nou nie van, Here, nou moet ek alles oordoen in my lewe, en Here, dit is nou vir my so moeilik, want ek moet nou al hierdie moeilike besluite neem, en Here, ek moet nou my hele lewe herorganiseer, om u te kan eer. Maar nou sê Dawid, dat daar nog steeds vroomheid in my lewe wees. Dis nie 'n teleurstelling om die Here te dien nie. Dis 'n opgewondenheid in my hart, om 'n verskil te kan maak, in ander mense se lewens. Ons almal kla oor finansies en tegniek. En daar is maar altyd 'n bekommernis in ons harte. Ons is nou die dag in die Spar gewees. En ek kan nie onthou wat was die probleem gewees, of een van die kinders nog iets gou in die rak gaan gryp het, of ek kan nie onthou wat was die situasie nie. Maar nou staan daar 2 swart mans agter ons, met 'n 3, 4, 5 items in hulle hande. En nou hou ons die ry op, want ons is nou amper klaar, maar nou kort daar iets by die til. Dit gaan ons maar so. En toe die artikel nou opdaag, toe kan ons nou klaar maak. Maar toe voel ek al so sleg oor die openhoud van hierdie mense, wat duidelik ergens
Kontrakteurs is al werk het wat hulle moet doen, so hulle het gou-gou ingekom om takeaways te koop en gou-gou uitgaan. En nou hou hierdie mense hulle op. En ons betaal toe hulle kos ook. En die swart man sê vir my, thank you, God bless. En ek sê toe vir hom, dis wat ek wil hê, God moet met julle doen. Dis kom ons het vir julle betaal. Dit gaan nie oor wat dit my kos nie. Dis nie my geld nie. Dis God se geld. Maar ek wil jou uitdaag, en ek het dit al van die verlede gedoen, maar ek is net bang van julle het al vergeet. Het jy dit al gedoen, terwyl jy in 'n ry was in 'n winkel, vir die persoon agter jou betaal? Om vir hulle te sê, mag die Here jou seën. Ek staan nie daar en ek sê vir hulle, hoor jy, ek sê dominee, en my kerk is daar en daar en daar, en julle moet sonnaandoggende daai tyd is die dienste, en dan moet julle kom nie. Dit gaan nie daaroor nie. God weet, God ken daardie persoon. En ek bid dat die Here daardie persoon sal seën. Lei my, Here. As daar 'n behoefte in jou hart opkom, om iets vir iemand anders te doen, om wat ook al, 'n gebed vir iemand te doen, om iemand te gaan besoek, moenie verskonings maak nie. Moenie, maar Here, my tyd is nou 'n bietjie, maar Here, my omstandighede, ek wil sê, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor wat God wil hê in jou lewe. Reik uit na ander mense. Doen iets vir iemand anderste, ongeag jou eie uitdagings, doen iets vir iemand anderste, en voel die vreugde wat die Here vir ons gee, daardeur. Mag ons afhanklik wees van die Here. Mag ons die Here eer met ons lewens. Mag daar regtig waar 'n verwagting wees. Here, lei my, sodat ek, Here, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van my eie sondige verlede, ten spyte van die vyande, Here, ten spyte van alles, dat ek u goedheid sal uitleef. Lei my, Here, is my gebed. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie, Here, vir u liefde. Dankie, Here, vir u ontferminge. Dankie, Here, dat u vir ons goed is. Here, dankie dat ons u liefde kan beantwoord. Here, dankie dat ons die voorreg het om u liefde te kan uitleef. En daarom, Here, hou ons trou. Gee, Here, dat ons u naam sal eer. Gee, Here, dat ons u naam sal verheerlik met ons hele lewe. En daarom, Here, kom bid ons. Lei my, Here. Amen. Ek wil u nooi om saam met ons te staan. Gaan saam ons slotlied sing. 'n Lied wat my net weer herinner. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. As ek dink aan my eie sonde, my eie feilbaarheid, en dan dink ek aan die goedheid van die Here, wat ver bo alles is. En daarom hierdie inspirasie om die Here te dien, om die Here te eer. Kom ons staan ons, sing ons hierdie lied saam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Baie dankie, vriende.